As ons dan vanoggend praat oor daai spesiale geloof, sekerlike geloof wat elkeen van ons wil hê, want as ek hierdie geloof het waarvan die Bybel praat, dan beteken dit mos nou, daar kan goed in my lewe gebeur, op grond van my geloof, wat andersins nie sou gebeur het nie, of nie met ongelowige mense gebeur nie. Maar nou kyk ons rondom ons en ons kyk na onsself, en vra maar, het ek daai geloof? Is my lewe daadwerklik anders te regtig as iemand wat nie glo nie, of dalk nie so baie glo nie? En dan moet ek ook maar bely, maar ek self is nie 'n super gelowige nie. Want as die beproewing kom, en dit kom dikwels en gereeld, in baie opsigte, syne gesondheid of finansiëel, of sommer wat met mense rondom met my gebeur, of sommer net wat hier in my kop gebeur. Ek praat in die week met 'n persoon wat aan diepe depressie ly. Wat 'n siekte. En hoe versoen 'n mens vertroue of geloof dan nou met die wantroue of ongeloof wat ek dikwels in my lewe ook voel, eintlik maar op 'n daaglikse basis. En ek het dit dalk al vertel, dit was vir my nie baie lekker gewees nie, en dit het my jare gelede aan die ding gesit oor die saak. Toe ons 'n dominee beroep by 'n vorige gemeente, 'n kollega, was een van die vrae wat die kerkraad aan die arme predikant, wil ek sê, gestel het, is dominee, mag 'n mens twyfel? En as hy nou geantwoord het ja, dan het hulle nou sy muur eintlik half, hom nou nie afgeskryf van die kortlys nie, maar dan het hy nie baie goed geskoor met daai onderhoud nie. Ek kan nie onthou of ek iets gesê het daai tyd nie, maar ek het altyd gedink dis 'n bietjie onregverdig. Want 'n dominee is ook nie iemand meer spesiaal as 'n gewone lidmaat nie. Want ons almal twyfel. Ons almal het wantroue soms. En tog sê die Here ons moet glo. Ek glo van harte dat die sonde gedeelte, die sonde kom in daar waar ons as gelowiges nie veg teen hierdie onrustigheid in my hart, of wantroue nie, of ongeloof nie. Maar ons ophou begin beklei en oorgee daaraan. Dat ons later begin sê, ek het my vertroue in God verloor. Al sê dit nie hardop nie, dat jy ergens in jou hart begin dink het, man, God kan eintlik nie meer daai spesiale goed in my lewe doen nie. Die wonderwerke waarvoor ek bid en volhardend bin, kan nie meer gebeur nie. Maar natuurlik gebeur dinge nie altyd soos ons dit wil hê nie, maar God antwoord altyd. En hy is almagtig, en hy is liefdevol, en dit beteken dat hy altyd, die Bybel sê dit, Romeine 8, alles ten goeie laat meewerk in ons lewens. Al verstaan ons nie. En ergens iewers moet ons 'n punt bereik wat ons sê, Here, ek verstaan nie, ek is dikwels ongelowig, maar onthou u daai teks in Markus 9, waar Jesus 'n seun genees het. En hy vra toe vir die ou man, glo jy ek kan dit doen? Dis die ou man se woorde in vers 24. Ek glo, help my ongeloof. Wat 'n wonderlike voorreg om die Here Jesus te hê, en die Heilige Gees, wat sy Gees oor ons uitgestort het, die drie enige God wat ook in ons lewens werksaam is. Om te weet, ek hoef nie die werk te doen nie. Dis nie my werk om eintlik op hierdie geloofsgroei pad waarop ek loop, altyd so sterk te wees en vol vertroue en geloof nie. Maar ek bid dit af van die Here af. En ek vra vir hom, Here, kom my ongeloof tegemoet, want ek is swak. Ek weet dit. As ek nie vir u aan my kant het, gaan ek val. Maar gee vir my die krag. Ons gaan ons sonde vir die Here bely ook vanoggend, maar saam met dit gaan ons sy vryspraak ook ontvang. Voor die kinders na die kinderkerk toe gaan, watter kind se pappa is die sterkste? Ek het net gesien. Wie se pa is die slimste? nou kom Mia, en kom Galletjie, kom julle gou hier na toe. Gallie, asseblief, jy moet ook soms saamkom. Anders gaan hier so, iets nou nie mooi in die kerk gebeur nie. Nou, ek het al hierdie ding gedoen, maar dis nou die lekkerste ding op kampe te doen. En dis om te vra, Michael, vertrou jy jou pa ten volle? OK, goed. Hy sal enigiets vir jou doen, nee. En hy sal jou nie drop nie. Glo jy dit?
Nou ja toe, alle wêreldse paas is feilbaar, dis die boodskap wat ons hieruit kan kry vanoggend. Maar ons hemelse Pa, ons hemelse Vader, sal ons nooit drop nie, hy sal ons nooit laat val nie. Ken julle die trustful? Ja. Nou, Michael, kom ons kyk of jy jou pa en ek sal help en vir Sissie vertrou. Gaan staan vir ons op daai wat se leisel daar so van die kansel. En nou moet jy voor jou kyk. Kyk voor jou. Maak jou hande so voor jou kant jou bors. Kyk voor jou. Maak jou oë toe. Nog nie, asseblief nog nie val nie. Maar ons gaan jou nou vang en jy mag nie kyk, jy moet net vertrou. Jy mag jou knieë buig, sit jou voete teen mekaar. En as Papa tot 3 getel het, dan val jy agtertoe. 1 2 3. Okay, hy vertrou obviously sy pa meer as vir my. Maar hierdie ding kan 'n bietjie backfire. Kyk gou daai videoetjie kinders en groot mense. Step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. I'm going to count to 3. Just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. No, wait, no! So 'n bietjie 'n groot oepsie daar, né? Kom ons bid gou saam en dan kan die kinders direk daarna kan hulle uitgaan. Ons hemelse Vader, ons het in Pinkstertyd geleer van die Here Jesus dat ons U ons Vader mag noem. En wat 'n voorreg, want met daai gebed is dit eintlik ook meer van 'n belydenis. En ons kom bely ons geloof in U vanoggend, ons swak geloof. Here, ons vertrou op U, ons glo, maar kom ons swak gehulp tegemoet. Daar waar ons nie meer kan nie, daar waar ons menslikheid, ons swakheid, ons sondigheid intree, Here, wees U ons krag. Ons is jammer vir die baie kere wat U ons soos goud wil suiwer met vuur en met beproewing. En ons nie raak sien wat dit eintlik is nie. En ons begin mismoedig raak en nie glo en vertrou dat U vir ons sal doen wat U beloof het nie. Ja, Here, kom ons ongeloof tegemoet. Gee vir ons daai geloof waarvan Jesus praat as hy sê, as jy vir daai berg sê, hy moet in die see gaan val, dan sal dit so wees. Ons het baie berge in ons lewens, so Heer. Sien dit vanoggend raak, elke lidmaat wat hier sit. Al die dinge waarmee ons elke dag stoei. Daai vrou wat graag haar verhouding met haar man wil mooi en goed maak, maar daar's goeters wat aan die pad staan. Here, vir daai ou oom of tannie wat bitter alleen is, wat net 'n hand van vriendskap nodig het om uit te reik na hulle toe. Here, wees daar vir hulle, stuur vir hulle iemand. Vir daai wat vanoggend nie weet waar hulle volgende bord kos vandaan gaan kom nie. Voorsien vir hulle ook wat hulle daaglikse brood betref. En Here, seën ons almal dan. As ons vir U kom sê, ons weet, die Here Jesus se kruis en sy opstanding was vir ons gewees. Die prys is ten volle betaal en daarom kan ons reeds nou op hierdie lewenspad 'n pad van oorwinning stap. Ons wandel in die weg van die waarheid, want U waarheid is kosbaar, U waarheid dra vir ons en U waarheid, U woord het mens geword in Jesus en ons glo in Hom as ons verlosser. Amen. Terwyl ons dan net so sit en sing lied 509 vaste rots op wie ek bou, kan die kinders uitbeweeg na die kinderkerk en dankie julle. O Here, as ons laag voor U kom kniel vanoggend, dan weet ons het nie hier met 'n klein gootjie te doen nie. Ons het nie hier met 'n speelmaatjie van ons te doen nie. Ons kom buig voor die Allerhoogste. Here, ons is spreekwoordelik hier in die tempel, maar ons is ook U lewende tempel, tempels. En hoewel ons glo U kan uit die hemel uit neerdal, Jesus het dit ook gesê, dat hy 'n magt om engele sou kon aanroep, en die klippe sou kon uitroep, maar U kies vir ons om U verteenwoordigers te wees tot die dag
dat die nuwe Jerusalem sal kom en Jesus sal kom. In hierdie tyd leef ons in die oorwinning, Here, maar dit is maar in ons gebrokenheid en swakheid. Maar kom help vir ons, o Here, dat vanoggend se teks, die paar verse wat ons gaan lees uit die waarheid, uit die woord uit, ook vir ons weer sal, Here, al is dit 'n bietjie, sal kom inspireer om hierdie komende week met 'n bietjie meer geloof te gaan leef. In die wete dat U so groot is, dat U so almagtig is, dat ons regtig op U kan vertrou. Ons kom val in U arms, Here, en ons weet U dra vir ons. U sal ons nooit, ooit laat val nie. Soos die ou mense gesê het, ons kan dalk hier in U hand omval, maar ons kan nie uitval nie. Spreek nou, Here. Ons luister. Amen. Kom ons lees dan uit die teksgedeelte uit, as jy dit in die Bybel wil volg. Ek gaan uit die 83 uitlees, en jy sal van vers 18 af. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, en hy het niks anders as blare daarin gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en hulle het gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg gaan sê, lig jou op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Ons kort skrifgedeelte tot sover vanoggend. En ek moet sê, die onmiddellike reaksie, ek dink van amper almal van ons is, dis daarom te erg. Jesus is, dis aan, jy het hierdie woorde gesê, maar dis aan 'n bietjie te veel gevra. Want ons is mos mense wat in die realiteit van die wêreld bly. Ons weet berge gaan val nie sommer net in die see nie. Dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur. Die Tafelberg staan immers nog steeds. Waar is Tafelberg? Tafelberg staan immers nog steeds net daar so. En tog, as julle geloof het, sal julle vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra. Onmoontlik, sal ons sê. En buitendien, kom ons sê argument so halwe so iets sou moontlik wees het. Want ons sê mos God is almagtig. Ek is mos nou maar ook ek. En my geloof is nie so groot nie. Jesus praat dalk seker hier van reuse geloofshelde of een of ander profeet of 'n ding wat so iets sou kom vermag, maar nie ek nie. My geloof is nie so sterk nie. Ek het nie daai prima geloof wat van my broers en my susters dalk het nie, na wie ek opkyk nie. Ek is eerder bang as in beheer. Ek is liewer 'n bedelaar as 'n bergwerper. Kom ons kyk 'n bietjie na die konteks, en dit is altyd belangrik as ons die Bybel lees. Ons kan nie verse in afsondering lees van die res van die woord en van wat daar gebeur nie. Nou goed, ons lees dat Jesus by die tempel was, né? En wat hy daar gevind het was nie baie mooi nie. En hulle kom van die tempel af terug, en daar's daai voorval natuurlik met die vyeboom, en die berg waarna Jesus dan kyk, 10-1 waarskynlik. As ons nou kyk waar hy geloop het, was die Olyfberg gewees. En die see waarvan hy gepraat het, was die dooie see. So hulle het letterlik daar gestaan en gekyk na hierdie berg. En raai waar is die Olyfberg vandag? Hy staan nog steeds agter die tempel, of waar die tempel eens was, waar daar nou 'n ongelukkige afgodstempel staan in Jerusalem.
Jesus het dit eintlik maar sien kom, hy het dit al geweet hoe dit gaan wees. Want die mense wat daaraan bid het, was onopreg gewees. Hulle geloof het nie die vrugte gedra nie. Sien die klomp Jode? God se volk was daar in die tempel en daar gebeur 'n klomp goed. Hulle maak of hulle offertjies en goed bring, maar dis eintlik 'n geldmakery. Jesus sê vir hulle, hierdie is 'n rowersnes. Julle maak van God se aanbiddingsplek iets heeltemal anderste as wat sy bedoeling is. En natuurlik bars daar 'n gesprek en repliek rond tussen al die geleerdes en die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en seker die rabbies en wat ook al was. Maar Jesus kom sê vir hulle, dis vormgodsdiens wat julle beoefen. Julle hart is nie in wat julle doen nie. En ek skat, Jesus was nogal, nie skat nie, hy was woedend geweest. En so stap hulle terug, ek weet nie, of Jesus dalk so en daarvoor die disippels uitgestap het en miskien maar 'n bietjie geïrriteerd en kwaad of baie kwaad. En hy's honger, want hy's 'n mens, net soos ek en u. Hy het ook honger gekry. En hy kry honger op daai oomblik. En daar staan 'n vyeboom. Ek dink Jesus het voor die tyd geweet. Want hy's God ook. Hy het geweet daai vyeboom het nie vrugte aan nie. Maar hy wil vir sy disippels iets wys. Hy stap na die vyeboom toe. Hy sien daar's nie vrug nie. Sy disippels sien dit ook. Daar's wel blaartjies. So met ander woorde, die boompie lyk of hy potensieel sou kon vrug dra het. Ek dink in daai tyd waarin hulle die Paase gevier het in Jerusalem is juis die tyd wat vyebome veronderstel is om te dra. En daar's nie 'n enkele vy aan daai boom nie. En wat Jesus eintlik vir hulle wil kom wys is hierdie mense wat julle nou net gesien het daar in die tempel, is soos hierdie vyeboom. Hy vervloek die vyeboom en hy sterf. Met ander woorde, hy kom sê hierdie vormgodsdiens, hierdie Jode, hulle manier van glo en aanbid is nie vir God aanvaarbaar nie. Hulle sal gestraf word. Om die waarheid te sê, wat is daai teksgedeelte Handelinge? Wat sê Handelinge 1 vers 8, die evangelie sal uitgaan na Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Hy sê ons, die mense wat glo sal soos 'n lootjie wees wat ingeplant is by die groot plant, by die groot druiwepreel. Hy hoort nie eintlik daar nie, maar hy word ingeënt. En so raak die wat glo kinders van die Here, nie die wat doen en reeltjies navolg nie. En daar is dis net dit lyk mooi van buite af. Die blaartjies is daar, maar daar is nie vrug nie. Jesus soek vrug en hy sê ek sal julle vernietig. Hoe lyk die geskiedenis? Daai einste tempel en hy word nie weer herbou nie. En tot vandag toe nog smag die Jode daarna om weer die tempel daar te hê. Of dit sal gebeur, wie weet? Waarskynlik nie. Want as Jesus sê, hierdie tempel sal afgebreek word en na 3 dae sal ek hom weer oprig, verwys hy nie na die fisiese tempel nie, hy verwys na homself, waar hy die Bybel sê na 3 dae uit die graf uit opgestaan het. Daar is die ware aanbidding. Om vir Jesus raak te sien, God se volmaakte plan wat hy van die begin af bekend gemaak het. Maar mense hou hulle doof, want hulle wil glo wat hulle wil glo, hulle wil nog steeds doen. Ons doen uit dankbaarheid uit vir wat ons reeds ontvang het, nie om iets van God te kry nie. Ons sit nie vanoggend in die kerk, ek hoop nie ons sit in hierdie kerkgebou om iemand langs my te probeer tevrede stel, of vir God op 'n manier so te behaag en sy arme bietjie te kom draai, sodat my geloof 'n uitwerking op hom kan hê, dat hy vir my kan gee, my kan doen wat ek wil hê en ek wil kry nie. En dis juist die punt wat Jesus maak. En direk daarna, dan kom ons nou by Jesus se uitspraak van die berg wat in die see val. En dit kom eintlik op dieselfde neer. Daar's goed wat vir mense onmoontlik lyk. En ons sê, daar is nie meer salf aan te smeer nie. En natuurlik in die eerste plek, as Jesus na die berg verwys, is dieselfde as met die vyeboom. As daar nie opregtheid is en diepte van geloof en 'n verhouding nie, dan word daai berg in die see gewerp. So wie is die handelende een? Is dit die een wat die geloof het?
of die een tot wie gebid word, en die een tot wie geglo word. God is die vertrekpunt, nie ek nie, nie my geloof nie. En sien, geloof is dan eintlik soos 'n trustful. Jy moet net na die regte kant toe val. Jy moet in God se arms val. Dan sal hy in u lewe laat geskied wat moet gebeur. En dan sal jy sy wonderwerke ook raak sien. En natuurlik het ons almal mos nou ook ons berge. Ons molshopies waarvan ons baie keer berge maak. Maar vir God is dit niks nie. Dink jy regtig vir 'n almagtige God is jou probleme dalk te groot of onoorkombaar? God weet waarmee jy besig is in almal van ons se lewens. En sy pad wat hy met ons stap, die weg wat ons bewandel agter Jesus aan, gaan in die eerste plek nie oor my nie, maar alles oor hom. En as ek met my behoeftes na hom toe kom, my doodloopstraat in my lewe, hierdie doodsheid wat ek 'n keer vlek in my lewe het, kom gee hy nuwe lewe, kom gee hy nuwe uitkomste. Maak hy weer deure oop waar dit eens toe was. Geliefdes, kom verskuif God self die berge. En hy vra dalk daai tikkie geloof soos 'n mosterdsaad van my en jou kant af. En my gebed is eenvoudig dat die Heilige Gees dit in ons harte kan kom plant. Dat ons sal glo. Gee vir God 'n kans. Hy sal nooit teleurstel nie. Maar sien raak wat hy wil doen en aanvaar wat hy in u lewe wil doen. Vertrou hom. Al beantwoord hy nie u gebede of u geloof soos wat u sou wou gehad het nie. En dit laat my nou eintlik dink. Eens op 'n tyd was die grootste berg, die swaarste klip vir die mens weggerol. Toe daai klip voor Jesus se graf oopgeskuif het en hy opgestaan het. En sy navolgers, sy vriende, die volgende dag net die doeke daar sien lê. Hy leef. Hy's nie weg nie. Die vraag is net, leef hy in jou lewe? En dit is die ander ding van geloof. Ons bid dit, ons vra dit, ons leef en handel daar volgens, maar dit bly soos altyd 'n besluit waar ek moet kies om die Here te volg. Kies om te vertrou. Al moet dit 'n daaglikse ding wees. Nie maklik nie, nie altyd maklik nie, maar nie ondoenbaar nie, liewe gemeente, want God is almagtig. Sy wil sal geskied in u lewe, in die wêreld. Kom ons werp onsself in sy arms. Net saam met my asseblief. Here, ons dank en loof en prys u vir nuwe lewe. Ons dank u vir die ewige lewe. Here, al sou hierdie aardse pad van ons die hardste een denkbaar wees en ons niks gehad het om na uit te sien nie. En ons elke dag die aanslae beleef het van mense of omstandighede of siekte of tekort en wat ook al. Here, dan het ons nog steeds die ewige lewe gehad. Ons het ontvang wat ons nooit self sou kon verdien nie. En daarom is dit nie in die eerste plek ons geloof so seer wat ons red nie. Dit begin by u wat ons al uitgekies het voor die skepping van die wêreld. En u kom verseker ons, jou naam, my kind, is ook in my lewensboek opgeskrywe. Nie omdat jy behoort aan 'n sekere groep mense nie. Nie omdat jy op 'n sekere manier aanbid of seker goed doen nie. Maar omdat ek vir jou lief is en ek jou aanvaar soos jy is. Here, want as jy nie ons kyk nie na ons soos wat ons is nie. U kyk na ons deur ons opgestane Here Jesus. Hy wat ons voorgaan het, hy die eerste van baie broers en baie susters, sê die Bybel. En daarom is ons bladsy skoon gevee voor u. Is ons sondes ten volle vergewe. Here, help ons dan net om dit te aanvaar. En as u daai groot daad vir ons gedoen het, wat anders sal u nie vir ons doen nie? Sal u nie ook, Here, die berge in ons lewens kom versit nie? Ons glo u sal.
En Here, daar waar ons geloof tekort skiet, kom help ons daarin. Staan ons swakheid, ons swakke geloof by. Ons bid dit vir onsself, Here, ons bid dit vir die mense rondom ons, ons geliefdes. Ons bid dit vir ons gemeente. Berei ons voor vir daai dag wat die laaste trompet sal blaas en U sal terugkom om ons te kom haal. Intussentyd, Here, dra ons dan ook die op wat die baie siek mense, ons sien hulle hier op die lysie, vir hulle wat dalk in hierdie week 'n operasie moet ondergaan, vir hulle wat tans in die hospitaal lê en veg vir hulle lewe, vir die wat so bekommerd is, vir hulle geliefdes. Ag Here, daar is so baie behoefte. Asseblief, Here, in die naam van Jesus, kom voorsien, kom genees. Ons glo U sal dit ook doen op U manier. Ons hou vas aan U met alles wat in ons is. En al sou ons U hand los, en al sou ons omval in U hand, dankie dat U ons nooit sal laat val nie, en U ons nooit sal laat los nie. Ons bid al hierdie dinge dan in die naam van Hom, wat U ons gesê het. As julle geloof het, sal julle dit ook kan doen. Amen.